Gemeente, goeiemôre. Kom ons draai net op mekaar, ek dink ons sal met Bluetooth, WhatsApp werk om hier by mekaar uit te kom. Kom ons groet net mekaar terwyl ons hier sit. Net 'n paar afkondigings. Ons weekprogram is Woensdagoggend Bybelstudie in die Konsistorie en ons aanlyn Bybelstudie Woensdag aand, Donderdag aand Bybelstudie gaan nie die Donderdag deur nie. Ons het ons veiling die 30ste, aanlyn veiling. Jy moet nog gerus deelneem, daar is heel wat interessante goed op die veiling. Ons het nog 'n fout met ons rekenaarstelsel. Die advertensie daar gaan nou nie wys nie, maar neem kennis van ons veiling, 30 November 6:00 aand, net registreer, kontak die kerkkantoor of 'n lintjie, en ons net jou naam op die lys kan sit. Dan het ons braai na die erediens vandag. So bring 'n braai, so asseblief ons ondersteun dit. Dan is jy die projek die draai weer maak. Ek doen enige tyd huisbesoek. Vra net asseblief, ek is besig met mense wat ek probeer in die hande kry by uitgeopvoed, so ons doen wel huisbesoek. Dan het ons attestaat ontvang van Albert en Annelie Olkes. Dan welkom ook aan hulle in die afwesigheid. Dan word die kollekte by die banke opgeneem. Die sonderskool het reeds afgesluit en daar is 'n kaartmasjien beskikbaar vir offers of dankoffers. Dan vra ons voorbidding vir Charles Hubert, Joanne van Eden, Pietie van Dijk, van die Marieke Breitenbach, Jana Kilian en van die Susan Bester. Dan dink ons aan Tannie Kotie Floriese familie met haar afsterwe die 23ste November. Haar roudiens sal die 2 Desember hier so in die kerk 11:00 wees. Die jaardag vanmôre is van Isabel Jansen van Rensburg, Dinsdag is Tannie Lena Steyn, Woensdag is John Snoek, Donderdag is Karinus Liefo en Natasha Versterk, Vrydag is Elrie Foster, Saterdag is Jude Grasburg en Jurgens Hanekom. Ek vra dat julle net opstaan, dat ons die seënbede vir julle sal asseblief. God wat liefde is, ons aanbid U, wil vir U erkenning gee vir wie sê dat U vir ons baie belangrik is. Amen. Mag U God ontmoet, mag U sy liefde ervaar, mag U voel en weet dat Hy die Here naby jou is. Ons sing 2 liedere saam, die eerste een is In U is vreugde, lied 492, en oor Christus ons verlange, lied 354. Ons staan op daarvoor.
Ek wil graag die samevatting van die wet van die Here lees in Matteus 22 vers 36. Meneer vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. Die tweede wat hiermee gelyk staan, is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Die beginsel van die wet, soos ons dit in Jesus kry, is liefde. Om liefde te ontvang van God en liefde deur te gee na ander toe. Ons raak stil voor die Here in 'n gebed. Hemelvader, U is liefde. En U kyk na ons. En U kry ons lief, of ons 10 of 20 of 30 of honderde is, U kyk na ons. En U kry ons lief. U is 'n wondergod. Ons buig in aanbidding voor U. Wie is soos U, Here? Aan U liefde is daar geen einde nie. Dankie, Here. Dankie dat U ons sien, ons raak sien, ons seën. Dat dit vir U goed is om in 'n verhouding met ons te staan. Werklik vir ons op te gee. Werklik ons nader na U te kry. Kom die woord in die Heilige Gees en praat vanmôre met ons, Here. Ons behoefte is na U, in die naam van Jesus ons Here. Amen. Wil hier ons moet gaan kyk na Openbaring 2, Openbaring 2 van vers 1 af, die boodskap aan Efese. Vers 1, skryf aan die leraar van die gemeente in Efese, so sê hy wat die 7 sterre in sy regterhand vashou, wat tussen die 7 goue lampe rondgaan. Ek weet alles wat julle doen. Ek ken julle onvermoeide arbeid en julle volharding. Julle kan die slegte mense nie verdra nie. Julle het ondersoek ingestel na mense wat voorgee dat hulle apostels is en dit nie is nie. En gevind dat hulle leenaars is. Verder volhard julle ook. Julle het baie van my naam verduur, en julle het nie moeg geword. Maar ek het dit teen julle. Julle het my nie meer lief soos in die begin nie. Dink daaraan hoe ver julle al agteruit gegaan het. Bekeer julle en doen weer wat julle aan die begin gedoen het. Anders, as julle nie bekeer nie, kom ek na julle toe en sal julle lamp van sy plek af wegvat. Maar dit het julle daarom in julle guns. Julle verafskiet wat die Nikolaïte doen, net soos ek dit ook verafskiet. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek te ete gee van die boom van die lewe, wat in die paradys van God is. So lees dit daarin. Ons is aan die einde van die jaar. November is verby. As jy nog iets wou gedoen het, het jy dit klaar gedoen, of jy gaan dit nie meer doen nie. Dis verby, die tyd is nie meer daar nie. In hierdie gedeelte lees ons van die Here wat kwaad is vir die mense. Hy sê vir hulle, julle het my nie meer lief soos in die begin nie. Julle het julle eerste liefde verlaat. Dit wat julle gedoen het aan die begin, doen julle nie meer nie. Maar as jy in 'n huwelik is, dan gebeur daar iets wat baie sleg is. Op 'n stadium, partykeer van die dan kry ek nie Afrikaans vir honeymoon af nie.
Maar van die witte brood af, gebeur dit dat, soos hulle in Engels sê, the loving stops. Daai emosie gaan weg, daai vonk gaan weg. En dan moet jy dit terugbring. Maar die eerste liefde verdwyn. Nou, hoe kry jy dit terug? Jy kry daai eerste liefde terug, deur te doen wat jy in die begin gedoen het. Jy vir jouself te vra, maar wat het ons as paar na mekaar toe gekry? Wat is dit wat ons by mekaar uitgebring het? En dan gaan kyk jy, en jy begin dit weer te doen, en dan die vonk kom weer terug. Of soos met 'n rugbyspan. As 'n rugbyspan op die veld draf, dan kan jy sien hierdie ouens is gefokus, hulle het 'n bepaalde spelpatroon, hulle het 'n plan uitgewerk. En dan gebeur dit baie keer dat daardie spelpatroon heeltemal disintegreer. Dat die ouens nie meer gespeel kry soos hulle aanvanklik gespeel het nie. Dat die goed nie meer werk nie. En dan kyk jy na hulle en jy raak moedeloos. Veral as dit nou die Springbokke is en jy sien hier gebeur nou iets wat nie moet gebeur. Baie keer is dit so vir ons aan die einde van die jaar. Ons verloor net ons vermoë om dit te doen wat ons moet gedoen het. Ons verloor ons vermoë om die lewensstyl reg te speel. Soos die Here sê, ons verloor ons liefde. Ons verloor daardie eerste liefde. Ons verloor die moontlikheid om weer te ervaar dat God vir ons omgee. Ons is soos 'n klomp rugbyspelers wat nie meer die bal kan vang nie kan skop nie kan saam speel nie kan verdedig nie. En dit voel asof alles verlore is. Die Here sê vir die mense, julle het julle eerste liefde verloor. En nou moet julle 'n ding doen. Julle moet tot bekering kom. Julle moet terugkom na die waarheid toe. Julle moet terugkom na waar julle vandaan kom. As daar probleme in 'n span is, in 'n rugbyspan is, en daar's 'n strafskop of 'n besering of iets, dan sê jy die spanne maak so 'n kringetjie. En as dit nie goed gaan met daai span nie, dan is daar een ou in daai span wat die ander by mekaar roep, en hy begin vir hulle beduie, en hy sê vir hulle, julle moet regkom, ons moet saamwerk, ons gaan hierdie wedstryd verloor. Dan moet ek myself 'n vraag vra, en ek wil jou 'n vraag vra. Die wedstryd van die lewe van hierdie jaar, is ek nog besig om hom te speel op so 'n manier, dat ek hom end uit voluit gaan speel. Of het dit so verloop, dat ek op 'n punt is waar ek sê, maar nou gee ek moed op. Nou gaan dit nie meer werk nie. Nou gaan die goed nie meer loop, soos ek wil hê dit moet loop nie. Soos dit moet loop, soos dit reg moet loop nie. En ek raak moedeloos. En ek vra vir myself, wat nou? Here sê, bekeer julle, draai terug. Dit is 'n verskriklike ding om in 'n kerk te sê. Dit is 'n verskriklike ding om vir mense in 'n kerk te sê, om vir mense te sê, kom tot bekering. Wag 'n bietjie, ek is mos 'n Christen. Ek glo mos. Die Here sê nee. Nee. Op 'n ander plek in een van die briewe staan daar, as jy tot bekering kom, sal ek nie jou naam in die boek van die lewe uitvee nie. Wat beteken dit? Dit beteken dat die Here die reg het om my en jou naam uit die boek van die lewe uit te vee. Hy sê in hierdie gedeelte, ek sal jou bench, ek sal jou van die veld afhaal, ek sal jou in die spanning gooi. 'n Verskriklike ding om vir 'n rugbyspeler te sê. Dis nog erger om vir 'n Christen te sê, ek sal jou naam uitvee
lewe. Gaan terug en gaan doen wat jy in die begin gedoen het. Dit beteken nie dat ek gered word omdat ek reg lewe, nee. Maar dit is 'n bewys van wat in my aangaan. As ek 'n Christen is, dan speel ek die spel van die lewe met liefde. Met die liefde wat van God afkom. Die Heilige Gees gee daardie liefde in my hart. En ek wys dit vir die mense om my. As ek nie daardie liefde van die Here in my hart het nie, dan wys dit nie vir mense om my nie. En as ek nie daardie liefde uitleef nie, dan doen dit skade aan my verhouding met die Here. Soos 'n rugbyspeler. As 'n rugbyspeler, ek moet dit nou nie eintlik sê nie, maar as 'n rugbyspeler begin om elke skop mis te stop, dan is daar 'n vraagteken oor sy vermoë om 'n stopper te wees. En dan soos gebeur het, word hy gebench. En as hy nie vorder nie, dan word hy saggies uit die span uit weggelaat. Dan is hy nie in die beginspan nie, en hy is nie op die plaasvervangerbank nie. Wat sê die Here in hierdie gedeelte? Hy sê as jy nie tot bekering kom nie, sal ek die lamp wegvat. Wat beteken dit? Die lamp was die gemeente. Die Here sê vir ons is gemeente. As ons nie weer begin om te doen wat ons aan die begin gedoen het nie, so te lewe met die entoesiasme vir die Here nie, dan maak hy die kerk toe. Dan sê hy, ek vat hierdie lamp weg. Want julle doen nie meer wat julle in die begin gedoen het nie. En ek sê nie julle nie, ons. Ons, het sluit myself. Ons moet terugkom en vra, waarmee is ek besig? Waarmee is ek besig in my lewe? Ek moet terug na die Here toe gaan. Ek moet voor hom buig en sê, Here, maar hier is ek. Is net 'n gebroke mens. En ek kom voor U. Is nie beter as ander nie. Die Here sê dat ek moet weer doen wat ek in die begin gedoen het. Ek moet myself herinner wat dit beteken om 'n Christen te wees. Ek moet myself herinner aan wat dit beteken om die liefde van die Here te hê. Om te ontvang van hom af. Hy praat van sy uitverkiesende liefde. Om in die Springbokspan te speel moet jy 'n sekere standaard handhaaf. Om 'n Christen te wees, moet jy net na die Here toe kom en sê, Here, hier is ek. Hier is ek. Hier is die mens wat U gemaak het. Hier is 'n mens wat gebroken is. Ek kom na U toe en ek vra vir U asseblief, bewys U liefde aan my. Sê die Here wat ek kan aankom. Kan aankom my liefde in jou bewys. Ek het al aankom vir jou gesê, ek gee om vir jou. Aanvaar dit. Aanvaar dit sodat dit jou volmaak. Uitgaan na ander toe. Besef dat God vir jou omgee, dat hy vir jou lief is. Want raak stil, kom by jouself uit en besef dat God jou lief het. Begin om te gee vir ander. Begin vir die Here te lewe. Hy weet wat in jou kop aangaan. Hy weet wat in jou hart aangaan. Hy is lief vir jou. Is regtig lief vir jou. Maar die wet van ons vra, is om die Here lief te hê. Maar ja, dit wat in my binneste aangaan, om die Here gefokus te wees. Met al my krag, alles wat ek het om te gee, die eerste punt sal vra, wat wil U hê, Here? En dan met my verstand, te dink aan wat hy doen, te dink aan wat hy vir my gedoen het, vir hom te lewe. Dis 'n bewys dat ek 'n Christen is. Anderste
as in 'n rugbyspan. Hoef ek nie vir God te bewys dat ek goed genoeg is nie. Hy sê vir my, my seun was aan die kruis goed genoeg vir jou. Ek kies jou as een van my mense. Ek kies jou as deel van my span. Maar die tyd van hierdie jaar loop uit. Die tyd loop uit. Daar is nie meer tyd oor nie. Wat ek nog in hierdie jaar wou gedoen het, is omtrent verby. Ek sal baie vinnig iets gedoen. Soos met 'n rugbyspan, as hulle hierdie spanpraatjie gehou het, en hulle weet daar's 'n minuut of 2 oor, dan weet hulle, nou of nooit, skop hulle partykeer die bal net voor die doellyn, ek dwing 'n lyn staan aan, en as daai bal inkom, dan vorm hulle 'n losgemaal, en hulle druk daai span oor die doellyn om 'n 3 te kry. 'n Oorstoot 3 en beseringstyd. Dis wat vir ons oor is in hierdie jaar. Ek kan wat God gee genade. Ek kan dit doen, ek kan dit reg kry. Ek kan nog doen wat ek moet doen, wat ek wil doen. Maar ek is afhanklik van die Here. Net hy kan my die krag en die vermoë gee om dit te doen. Daarom kom ons gaan hom. Kom ons gaan na hom toe. Die tyd is min. Maar kom ons vra vir hom vir 'n oorstoot 3 en beseringstyd. Net daai kans om reg te maak wat nog reg gemaak moet word. Net daai kans om vir iemand anders te sê, ek sien jou raak en ek gee vir jou om. Of om dit te bewys deur wat ek doen. Of daai laaste bietjie wat ek moet doen, net te doen. Te weet, dit was genoeg. Dit was goed genoeg. Kom ons gaan na die Here toe in gebed en ons vertel vir hom van wat ons plan binne-in, van wat ons moet doen, van dit waarby ons nie uitkom nie, van die liefde wat opgedroog het, van ons lewe se stelpatroon wat in mekaar val. Ek sê, Here, ek kan nie, maar U kan. Vir my die kruis gesterf. U het gedoen, daarom kan ek. Daarom kan ek help hom om dit te doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, vergewe ons. Ons is soos 'n stelskopper wat nie eens kop reg geskop kry nie, wat die paal elke keer mis. Ons is soos 'n senter wat die ouens by ons laat verbygaan. Soos 'n heel agter vir wie die bal verkeerd spring. Here, help ons. Ons wil teruggaan na die Christelike spelpatroon van liefde toe. Na die spelpatroon van liefde te ontvang en liefde te gee. Ons wil teruggaan. Want Here, ons wil die gemeente behou. Want Here, ons wil ons lewens behou. Ons name in die boek van die lewe. Ons wil in verhouding met U staan, Here. Want U is God. En daar is niemand soos U nie. Here God, vergewe ons. Vergewe ons, Here, as ons begin rondkyk na ander goed doen. Vergewe ons as ons nie meer so enthousiasties is as aan die begin. Vergewe ons as die vonk weg is uit ons lewe. Of dit in ons huwelik is of net in ons lewens, in ons gesinne, in ons werk, in ons kerk, Here. Bring ons terug na U toe. Ons bid, Here, vir nuwe lewe van U af. Ons bid, Here, vir die einde van hierdie jaar. Here, hier is van ons wat nog iets gedoen moet kry, wat ons nie gedink het nog gedoen moet word nie. Ons bid vir genade. Net U kan dit gee, Here. Net U kan ons daardeur trek. En ons bid dat U dit sal doen. Dat U ons sal help daarmee. As hierdie jaar finaal sal kan afsluit, en sal man sê, met my God, het ek hierdie jaar storm geloop en gewen.
gewen. Met my God het ek 1 punt gekry wat ek nodig gehad. Met my God het ek gewen. Here, ons wil luister na wat die Gees vir ons sê. Ons wil lewe in liefde wat van U afkom. Verheerlik U naam, ons bid, Here, vir hulle wat siek is, vir wie daar amper geen uitkoms is. Ons bid om genade. Ons bid om troos vir hulle wat hartseer is. Ons bid, Here, vir genade vir hulle wat finansiëel swaar kry of eensaam is. Wees daar, Here, voorsien uit die rykdom van U genade. Vou U arms om ons. Ons net sal ervaar dat daar iemand is wat omgee, dat daar iemand is wat ons raak sien. Ons het dit so nodig gedoen. In die naam van Jesus Christus ons Heer. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here te dien met ons offergawe. Daarna sluit ons af met die 5:30 praat ek mense in die taal. Ontvang die seën van die Here en leef vanuit die liefde wat die Here gee. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal met jou bly totdat sy liefde sy volmaakte doel in jou lewe bereik het. Amen.